Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Markus 6 vers 14 tot 29. Hierdie gedeelte gaan oor hoe Johannes aan die einde van sy lewe gekom het. Maar tog is daar baie wat ons kan leer uit hierdie en wat ons kan toepas in ons eie lewe. Ons lees in hierdie gedeelte van Herodes wat te hore kom van wat Jesus doen en dat Jesus se reputasie wel bekend geraak het en baie oor hom gepraat het, dat skares Jesus en sy disippels volg en 'n groot wonderwerke plaasvind. Ek weet nie of Herodes in 'n mate gehoop het dat dit dalk Johannes was nie, of dalk was hy bang dat dit wel Johannes was, wat uit die dood opgestaan het net nadat hy hom doodgemaak het. Ons lees in vers 16, maar toe Herodes dit hoor, sê hy, Johannes wat ek onthoof het, dit is hy het uit die dode opgestaan. Ons lees ook dat Herodes baie respek gehad het vir Johannes en ook baie na hom geluister het en dan dit ook gedoen het wat hy vir hom gesê het of voorgestel het. Vers 20 sê, want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wist dat hy 'n regverdige en heilige man was en hy het hom beskerm en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. Maar tog was dit Herodes wat Johannes in die tronk gooi, seker aangeblaas deur sy broer se vrou Herodias, met wie hy wil trou. Johannes het nie stil gebly oor dit wat verkeerd was nie, al het dit hom in die tronk laat beland en later selfs die dood gekos. Ons lees in vers 18, want Johannes het aan Herodes gesê, dit is u nie geoorloof om die broer se vrou te hê nie. Dit is asof Herodes vra in hierdie stukkie, wie is hy? In Lukas word hierdie vraag direk gevra en geskryf dat Herodes aangehou probeer het om hierdie Jesus te sien, volgens Lukas 9 vers 9. Vir sommige was hy 'n profeet, vir ander dalk Elia en dan ook moontlik Johannes. Dalk so ook vandag in ons lewens, het ons hierdie idee wie hy is en moet ons onsself afvra, wie is hy regtig vir my en jou? Ken ons God vir wie hy is en het ons hom al ondervind in ons lewens? Hierdie was een van 2 geleenthede waar Herodes se lewe kon verander het, maar ons sien dat alhoewel hy wil weet wie hy is en selfs sê hy wil hom sien, maak hy nie baie moeite om Jesus te vind nie. Vir 'n vors met baie hulpbronne kon hy sekerlik baie maklik vir Jesus gekry het. Ek meen, volg net die skares. Ons lees dan wel in hoofstuk 23 vers 8 van Lukas dat hy vir Jesus ontmoet soos hy voor hom gebring was, maar sien dan dat hy hom eintlik net wou ontmoet vir sy wondertekens. Wie is hy regtig vir Herodes en vir my en jou? Reg deur die evangelies word uitgeroep wanneer Jesus mense genees, duiwels uitdryf en dooies opwek. Wie is hy? Selfs Jesus vra dit aan sy disippels later in Lukas 9. En hulle antwoord dieselfde. Sommige sê Johannes, ander Elia en ander sê 'n profeet wat opgestaan het. Maar Jesus sê vra hulle, wie sê hulle is hy? En ons sien dan dat Petrus kom met openbaringskennis en sê, U is Christus, die Seun van die lewendige God. Wat kan ons uit hierdie deel haal vandag? Wel, dieselfde belangrike vraag, dink ek, is op ons lippe. Wie is hy vandag in my en jou lewe? Is hy net Johannes in jou lewe vandag, wat ons herinner aan ons sondes, en as ons dit bely, kan ons verlossing kry? Is hy 'n profeet wat 'n woord gee wanneer ons dit nodig het, as ons rigting soek vir 'n werk of vir 'n keuse wat ons maak? Wel, die antwoord is, dit is, maar meer as dit. Herodes wou hom sien, net so moet ons ook 'n begeerte hê om hom te soek, nie net te sien nie, om hom te leer ken, maar nie net vir 'n wonderteken in ons lewe nie, maar as die Seun van die lewendige God. Herodes vra die vraag, wie is hy? Maar luister na antwoorde van 'n klomp om hom, wat hom eintlik verhoed om hom te sien vir wie hy is. Dieselfde gebeur met ons baie keer. Ons luister baie na woord en na ander mense, maar ons maak nie moeite regtig om hom te sien deur sy woord nie, om tyd te spandeer in sy woord en hom te leer ken nie, deur gebed en deur woordstudie. In Herodes se lewe sien ons dat verhouding moeite verg en dat dit nie net self kom nie. En wanneer ons verhouding soek, dan gebeur dit in ons lewens wat ons leer in Johannes se lewe. Die lewe van Johannes die Doper bied ons lesse aan om voorberei te wees vir wat God ons voorgeroep het.
Dit verg tyd in gebed en woord, nederigheid in ons roeping, waaksaamheid en doelgerigtheid. Johannes se onvermoeide toewyding aan God nooi ons uit om oor ons eie geloofsreis na te dink vanoggend. Wie is hy vir jou en my vandag? Mooi dag vir julle.